Môre sê, woensdagoggend kuiertyd. Ons het gister ons gebruikelike sop en broodjie oggend gehad. Hier in my maand wintertyd, as ons senior saam kuier. En weer eens, dit was 'n ware fees. Daar was 8 soorte sop tuisgemaak, die heerlikste tuisgebakte brode. En ek het so ietsie daarvan oorgehou vir ons gesels vanoggend. In my voorbereiding het ek gaan kyk waar in die Bybel kom die konsep van sop voor. Ons ken die baie bekende gedeelte van Jakob en Esau in die, sal ek sê, berugte lensiesop. Maar daar's ook 'n ander gedeelte in Rut hoofstuk 2, vers 14. Wat gebeur daar? Hierdie vreemdeling, Rut, word genooi om saam aan tafel te kom sit. En dan die uitnodiging van Boas, wat uiteraard, wie se tafel dit is, wie beheer, wie sit aan by hierdie tafel, wat vir haar sê, kom, sit aan by ons tafel, en vat jou brood, en druk dit in ons sop. Nou die sop, die verwysing daarna, verskillende vertalings noem dit iets verskillends, maar hulle het 'n gereg gemaak, 'n sop, 'n sous, kom ons noem dit net wat ons wil, wat in die middel van die tafel dan gestaan het, en almal wat kom aansit het vir ete, het die brood wat hulle gehad het, in daai gemeenskaplike sous, sop gedruk. Wat is insiggewend van hierdie gedeelte in Rut 2? 'n paar dinge. Die eerste is, dat Boas deur daardie handeling haar genooi het, wat nie eintlik toegang tot hierdie tafel gehad het nie, om deel te word. En dat hy vir haar gesê het, deur daardie uitnodiging, jy is nou deel by hierdie tafel, en voortaan is jy so welkom by hierdie tafel. Meer nog, jy het volle toegang tot die tafel. Jy kan daardie handeling wat slegs by hierdie tafel kan gebeur, om jou brood in hierdie sop te druk, jy kan selfs dit doen. Ons lees die verhaal en ons kom agter dat hy iets van God versinne beeld. Sy versorgende hand, hoe hy mense gebruik om die versorging te bring, en dan lees ons dat sy daardie brood in die sop drink, dat sy eet dat sy versadig word, en dat sy nog ekstra gehad het, sekerlik dan om huis toe te vat. So die voorsiening strek weier, en lees ons die hoofstukke saam, dan sien ons dat Boas op ander maniere haar ook beskerm het, na haar gekyk het, haar versorg het. En dis die wonder van my en jou tafels waarby ons aansit, dat ons ook rondom 'n tafel 'n gemeenskap vorm, en rondom hierdie tafel het elkeen volledige toegang tot dit wat op die tafel is, maar dat ons ook dit sien as 'n handeling wat sê is, ons behoort, ons is een. Dit het my gedagtes verder laat gaan. Ek en jy sit by verskillende tafels aan. Natuurlik ons huistafel. En soms gebeur dit dat iemand as 'n gas kom aansluit by ons. En dan het ek en jy die voorreg om die liefde van die Here in ons, daardie hartlikheid, daai gawes wat hy vir ons gee, van gasvryheid te gebruik om te sê, nie net welkom aan hierdie tafel nie. Die spreekwoordelike, weet jy wat, jy is so welkom, druk jou brood in ons sop. Ons het ook 'n tafel by die werk. En ons hoor baie van nuwe kollegas wat sê, sjoe, dit was vir my lank moeilik. Ek het, as ek eerlik moet wees, onwelkom gevoel. Ja, ek was om hierdie tafel, maar in die konteks van wat ons nou gelees het in Rut 2 vers 14, dit was eers 'n jaar later wat ek vir die eerste keer die uitnodiging beleef het, maar jy is nou goed genoeg om jou brood in ons sop te druk. Baie kosbare vriende van ons, wat ek sal beskryf veral, die man, 'n ekstrovert. Kyk 'n ou wat sit hom neer tussen 3 klippe, en 'n halfuur later gesels hy in die 3 klippe land en sand. Trek na 'n totaal ander deel van ons land toe vir sy werk. Kom 2 jaar later terug en sê, ons kon net nie wortels skiet nie. Ons kon nooit op 'n plek kom dat ons aanvaar, ons is welkom om hulle tafel nie. En as ons wel om 'n tafel was, was daar nooit hierdie uitnodiging
Jy is so welkom, jy is so deel. Druk jou brood in ons sop. En ek dink dis vir elkeen van ons vanoggend iets om te hoor. Om te sê, maar hoe lyk die tafels waarby ek aansit? Het die Here iemand die afgelope tyd by hierdie tafel laat aansluit? Het my kinders 'n nuwe vriend of vriendin? Is daar 'n nuwe kollega? Is daar iemand nie in ons sel, nie in ons gemeente, nie by die rugbyklub? Is daar 'n nuwe skoolmaatjie, nuwe ouers in ons kinders se klas? So kan ons aangaan. Daar's soveel tafels. Maar ek en jy, wat ou bekendes by die tafel is, dis ons voorreg, maar ons verantwoordelikheid om die rol van Boas in te neem, om te sê, by hierdie tafel is jy volledig welkom, en hier kan jy saam met ons die oorvloed van hierdie tafel geniet. Here, dankie dat ons aan die tafel altyd beleef, ek is nie net welkom nie, maar ek het volle toegang, tot die brood, tot die wyn, tot u liggaam, u bloed wat gevloei het, vir elkeen van ons. Here, en dankie dat u die tafels van die lewe, op alle terreine, van my lewe, aan my toe vertrou. Here, en ek het daar 'n verantwoordelikheid, om nie net gasheer te wees van die tafel nie, maar om ook u hartlikheid, u liefde daar te laat lewe kry in ons leefwêreld. Om veral dan hulle wat nie by ons aansluit, deel te maak en te laat deel in die oorvloed op die tafel. Help my op hierdie pad, Here. Lei my, dat ek met groter vrymoedigheid kan sê, jy kan jou brood in ons sop druk. Amen. Uitdaging vir die week. Ons elkeen het ons eie tafels. En ek weet nie hoe jou tafel lyk nie. Wat is 'n tafel? Ja, my fisiese tafel in die huis, waar my mense by aansit vir ete. In ons werksituasie, of dit 'n teekamer is of wat, maar daar's ook 'n plek wat ons saam is. As ons by 'n sportklub deel is, beoefen, waar ons saamkom, waar daar 'n spreekwoordelike tafel is. So kan ons aanhou. So het elkeen van ons plekke waar ons behoort, en ander wat saam met ons behoort. En dan is daar dinge wat ons doen, wat ons voed. In hierdie konteks het ons gesê, sop en brood. En uiteraard, as iemand nie aansluit, deel word van ons kring om 'n bepaalde tafel, in 'n bepaalde kring, het daardie persoon die vrymoedigheid om so deel te wees, om selfs die handeling wat ons seker dan as die mees intiemste om 'n tafel kan beskou, die neem van brood, die plaas in iemand anders se sop, om dit te kan doen. Gaan dink hierdie week vir 'n oomblik na, waar jy betrokke is, hoe die opset daar is, of die Here iemand nie toegevoeg het, en of ek en jy alles gedoen het wat ons kon, om nie net daardie persoon deel te maak en tuis te laat voel nie, maar pertinent die uitnodiging terug. Bring die brood, kom sit dit in ons sop, jy is volledig deel. Hê 'n wonderlike week, en sterkte met die opdrag. En miskien, waag dit, maak 'n pot sop, bak 'n broodjie, vat dit werk toe, juis vir die nuweling, om te sê, vandag gaan ons iets doen, en ons gaan begin deur jou uit te nooi, en te sê, vat daai stukkie brood, hierdie is ons sop, druk hom in, jy is deel. Sterkte daarmee.